Ware geloof is om grond te koop as alles uitmekaar uitval. Dis presies wat met Jeremia gebeur in Jeremia 32. Jeremia is eintlik maar in 'n tipe van 'n gevangenis situasie. Hy word in die binneplein van die paleis gehou. Hy is tussen die wagte en die soldate en hy mag nie daar uitgaan nie. En hy kry 'n oortuiging van die Here dat hy moet grond koop in 'n land wat besig is om totaal in chaos uit te loop, in chaos te verval. Want die Babiloniërs is besig om Jerusalem en Judea oor te neem. En hy kry 'n boodskap van sy neef se seun dat die familiegrond in 'n dorpie met die naam van Anatot is beskikbaar en Jeremia kan dit koop. Die seun kom toe nou daaraan by hom waar hy in die paleis binnehof gevange is en vra vir hom of hy nie asseblief die familiegrond sal koop nie. En Jeremia sê dis reg, hy sal die grond koop en hy laat 'n koopkontrak opstel en hy betaal die hoeveelheid wat nie vreeslik baie is nie, maar natuurlik het die waarde van grond toe nou totaal geval, want die land is in 'n oorlogssituasie wat hulle besig is om te verloor. So daar is nie eintlik glad nie 'n kans dat die land sal kan herstel nie. So Jeremia koop die grond by sy neef se seun, maar hy sê dat daar 'n kontrakte opgestel moet word en dit in 'n kruik gesit moet word sodat dit baie lank kan hou. En nadat hy die grond gekoop het, vriende, gaan hy na die Here toe en hy sê vir die Here, wat nou? Ek het hierdie grond gekoop, maar Jerusalem het pas geval. Die land het pas in die hande van die vyande geval. Dis 'n geloofsbesluit gewees, uit en uit. En dan antwoord die Here so mooi vir hom te sê, is daar enigiets vir my onmoontlik, sê die Here. Is daar enigiets vir die Here onmoontlik? En die Here sê, daar sal weer grond gekoop en verkoop word in hierdie land. Die boodskap is dat God altyd weer herstel, altyd weer hernie. God is nie klaar met ons nie. Hy is nie klaar met ons wêreld nie. Hy is nie klaar met die lande waarin ons vandaan kom of ons omgewing nie. As jy vandag in geloof oortuig is om iets te doen, dan doen jy dit. Die groot waarde van Jeremia se aksie, sy grondkoop, was nie dat hy dit op die ouend sou terugkry nie, want hy het nie regtig nie. Hy is in Egipte, is hy gesterf en hy sou nooit weer kans kry om sy grond in te neem of terug te vat of terug te kry nie. Maar sy daad het 'n indruk gemaak op al die soldate, al die mense wat in die binnehof van die koning was. Hulle het na Jeremia gekyk en hulle het gesien, hierdie man is gevangene, die koning haat hom, die stad word oorgeneem, hulle het 'n hopelose oorlog wat hulle veg teen die Babiloniërs wat hulle nie kan wen nie, maar hierdie man koop grond in hierdie omstandighede. Dis geloof. Daai indruk wat hy gemaak het op sy medemense, dit is die waarde van sy optrede. So het baie mense in geloof optredes gehad, sekere besluite geneem. Moses se ouers, toe sy lewe in gevaar was, toe hulle in 'n verskriklike slegte situasie in Egipte was, het hulle Moses in 'n mandjie toegemaak in die Nylrivier, in geloof. En dit het vir hulle gewerk. En so het baie mense dinge gedoen in die geloof. Vir party het dit nie gewerk nie, vir party het dit gewerk, maar die punt is dat ons in geloof optree as Christene. Wat ook al op die hart lê, miskien is dit 'n besigheid, miskien is dit grond, miskien is dit 'n verhouding wat u aan moet werk, miskien is dit 'n kursus wat u nog wil doen, miskien is dit 'n opleiding wat u wil kry. As u in geloof iets moet doen, dan doen u dit. Dan doen u dit en sorg dat mense sien hoe u in geloof besluite neem, hoe u in geloof dinge doen, want God is nie klaar met jou nie.
God is nie klaar met die land nie, God is nie klaar nie, God is nog besig. En daarom, maak jou besluite in geloof, al lyk dit baie keer totaal verkeerd en totaal futiel. Mag die Here julle seën, waar julle ook al is.